So ons gaan begin net met 'n paar voorbeelde van waarskynlikheid en patrone en dalk 'n oulike algebra vraagie wat inkom. Die eerste ding wat jy net moet weet is, indien iets onderling uitsluitend is, dan weet jy outomaties vir mutually exclusive, weet jy P van A en B is gelyk aan 0. Dit beteken as hulle onderling uitsluitend is met twee sirkeltjies half uitgesluit. Dit beteken hulle het nie daai gedeelte waar hulle kruis nie. So vir onderling uitsluitend weet jy P van A en B is 0 en my sirkeltjies lyk so. Okay. So dan het ons 'n formule wat vir my sê P van A of B is gelyk aan P van A plus P van B minus P van A en B. Okay, dan die volgende ding wat jy moet weet, as hulle byvoorbeeld vir my sê P van A is 0,3, dan weet jy P van A aksent, ons noem dit die negation, so P van nie A, gaan dan wees 0,7, dis altyd, jy gaan sê 1 minus daai 1. Okay, dis pretty much wat jy nodig het om te weet vir die waarskynlikheid. Kom ons kyk. So die eerste ding wat hulle vir my gee, is hulle sê hier, okay, hulle gee vir my 'n paar vragies, so julle kan maar net die vragie lees en dan doen hom eers self en dan kyk julle na hoe ons hom doen. Hulle sê bereken vir P van A of B. Hulle gee vir my P van nie A of B. So al wat jy gaan doen is dit sê eintlik net vir my, so P van A of B is 1 minus die 0,05. Dan check jy daar in jou calculator in en dan kry ek 0,95. Okay. Dan wat jy gaan doen is, hulle sê, is die twee gebeurtenisse onderling uitsluitend? Wel, motiveer jou antwoord. So vir dit sal ek gaan kyk, kom ons gaan werk gou vir P van A en B uit. Dit is hoe jy weet of is iets onderling uitsluitend, mutually exclusive. So jy het jou een formule wat vir my sê P van A of B is P van A plus P van B minus die P van A en B. Okay? Ons het nou vir P van A of B gaan bereken, dis 0,95. P van A het hulle vir my gegee as 'n 0,25. P van B het hulle gegee as 'n 0,89. P van A en B, wel, dis wat ek nou wil gaan uitwerk. Okay. Al wat ek doen is ek vat daai oor, jy moet 'n negatief kry. Ek sê 0,95 minus 0,25 minus 0,89. Dan kry ek my antwoord hier as 'n minus 0,19 is minus P van A en B. Okay. Dan wat jy gaan doen is my minusse val net weg. So dan kry ek vir P van A en B as 0,19. Okay. So, dan wat jy gaan doen, om nou te sê, is dit onderling uitsluitend ja of nee? In hierdie geval gaan ek sê nee, want P van A en B is nie gelyk aan 0 nie. Dit is gewel gelyk aan, en dan kan jy gaan sê, wel P van A en B is gelyk aan 0,19. Okay, dan sê hulle vir my, kyk nou net hier, bereken vir P van A en B. Great, ons het dit nou al sommer klaar gedoen. Hulle sê dan vir my, bereken wat die waarskynlikheid is van slegs gebeurtenis B. So, slegs B, die waarskynlikheid vir slegs B, wat ek van hou om te doen met hierdie, dis net baie keer soveel makliker om 'n Venn-diagram te teken. So, as jy 'n Vennie net wil gaan teken, so ek het my gebeurtenis A en ek het my gebeurtenis B. Hierdie hele A, weet ons mos nou is 0,25, maar ons het ook al gesê A en B is 0,19. So nou wat ons gaan doen is, nou gaan sê ek 0,25 minus die 0,19, dan kry jy hom as 'n 0,06. En hierdie hele P van B is 0,89, so ek gaan sê 0,89 minus die 0,19, en dan kry jy daai stukkie as 'n 0,7. So die P van slegs B, onthou asseblief dit wat jy, hierdie gedeeltetjie gaan mos nou 'n 0,05 moet wees. Dit is die wat nie vir een van die twee is nie, maar ons het hom nie nou regtig nodig nie. So die P van gebeurtenis van slegs B is die 0,7.
Okay, so die volgende een sê hulle hier vir my. In 'n klein dorpie met 1500 mense is daar 2 hoofbanke, Add Savings en Multiplier Bank. Die meeste van die mense in die dorp by bank by een of by albei van hierdie banke. 600 mense is by Add Savings, en dis wat ons het. Okay. Hulle sê vir my hierso, teken 'n Venn-diagram om die inligting wat hierbo gegee word te illustreer. Maar kyk wat hulle vir my sê, die meeste van die mense in die dorp bank by een of albei van hierdie banke. So, daar is mense wat by albei van hierdie banke gaan bank. So, die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan teken my wennie. So, ons maak ons 2 sirkeltjies. Ons het Add Savings, en die ander een is Multiplier Bank. Okay. Hulle sê 235 mense in die dorp gebruik nie een van die 2 nie. So, hier is 'n 235. Okay. En daar is 1500 mense wat in die dorp is. So ons begin altyd met daai 1500. Okay. Nou sê hulle hier vir my, right, daar is 600 mense wat Add Savings gebruik. Dat hierdie hele stukkie is 600. Onthou wat ek vir julle gesê het ook, met 'n Venn-diagram begin jy altyd in die middel of aan die buitekant. Ek weet nie wat die middel is nie. Hulle sê nie vir my hoeveel mense gebruik albei nie. So ek gaan hierdie binnekant gaan ek dan X noem. Ek weet nie hoeveel mense bank by albei nie. So dan sê dit vir my, okay, vir Add Saver is dan 600 minus daai X, onthou hierdie hele toetie is 'n 600. En dan sê hulle vir my 950 mense bank by Multiplier Bank. So 950 minus X is hierdie stukkie. Okay. En daar het ons hom gaan sit. Dan moet ons gaan die inligting in 'n wennie illustreer, ons het dit gedoen. Nou sê hulle vir my, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon van hierdie dorp beide banke gebruik? So hulle sê basies vir my bereken nou vir X. Om vir X te bereken, so ek sê daai ene, hierdie stukkie, so die 600 minus die X, plus die X, plus die 950 minus X, so ons het maar net gesê, daai, plus daai, plus daai, plus daai, dit alles saam. Alles saam gee vir my 1500. Okay. En dan gaan ek net my wiskunde lekker doen, hulle gaan uitkanselleer, so ek sit met hier met 'n minus X is gelyk aan, dan sê ek 1500 minus 950 minus 235 minus 600 gee vir my 'n minus 285 en dan is X 285. Okay, so ek kan my X hier al gaan maak 'n 285, wat ek dan hierdie kant het by my 600, as ek gaan sê 600 minus die 285, so kan hulle ook nou mooi gaan invul, dan kry jy hom as 'n 315, en dan die 950 minus die 285 is 'n 665. Okay, ek het nou net so lank hierso gaan invul om te kyk hoe daai gaan werk. Maar ons het nie nou nodig gehad nie, hulle wou net gehad het jy moes vir X bereken. Dan sê hulle vir my, wat is die waarskynlikheid? Onthou asseblief, as jy die woord waarskynlikheid hoor, dan dink jy dadelik op iets, altyd op iets, probability is op iets. So hulle sê vir my, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon van die dorp beide banke gebruik? Okay? So die waarskynlikheid vir dit, so dadelik weet ek gaan hom op iets moet sit. So ons het nou al gaan sê die 285, so P van beide, jy sal hom gaan skryf as beide, of P van die A en die M, is die 285 bo op my 1500. En onthou asseblief, jy moet dit altyd vir my in sy vereenvoudigste vorm insit, so jy chak dit in jou calculator in, dan kry ek 19 op 100. Okay. Volgende een sê hulle vir my, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon van die dorp nie Multiplier Bank gebruik nie? So dan wat ek gaan doen is, ek gaan highlight almal wat nie by Multiplier is nie. Daai is nie by Multiplier nie, en daai is nie by Multiplier nie. So dan gaan sê ek net so die P van nie Multiplier, of jy kan gaan sê Multiplier aksent, dis beteken mos nie die Multiplier nie, kry ek as 'n 315, plus die 235, en dit alles bo op 1500. So ek sê 315 plus die 235, is 550 gedeel deur die 1500, en dan kry jy hom as 'n 11 op 30. En dis die laaste een se antwoord. Alright.
Kom ons kyk gou of ons 'n oulike patroontjie kan kry. Right. Hier's 'n oulike patroon. Hulle vra vir my eerstens, okay, so my vriende, Zayn en Letty, het probeer om 'n oefening op te los wat gebaseer is op die volgende ry. So ons gaan kyk na die ry. Die ry sê vir my Tn is dit, en daar's hy, okay. So Letty sê Tn is 4n minus 2, en Zayn sê Tn is dit. Wie is reg? En dan sê hulle gebruik jy algebra om te motiveer. So jy moet basies maar net eintlik gaan sê, okay, bereken gou vir Tn. Dis pretty much al wat jy moet gaan doen daar. Okay, so wat ek hier gaan doen, om my Tn te bereken, ek sal gaan sê, okay, die eerste ding wat jy gaan doen, is jy gaan kry jou patroon. Ek het 'n 2, 'n 6, 'n 10 en 'n 14. Daai verskil is 4, ek gaan sê 6 minus 2, dis altyd die regterkant minus die linkerkant. Hierdie kant het ek ook 'n 4 en daai kant het ek ook 'n 4. Dan het ek vir julle geleer wat jy gaan doen is jy gaan sê, skryf die formule neer. Tn is A plus in hakkies en minus 1 mal met D. Nou dis mal met 'n D. D is my difference. So al wat ek nou gaan doen is ek gaan chuck hierdie in. So ek soek vir Tn. A is daai eerste getalletjie van my patroon, so ek het 'n 2 plus ek weet nie wat's n nie, en dan my waarde vir D is my difference wat 'n 4 is. So kom ons kyk hierson, hè. Wel, tegnies is hierdie 4 maal met 'n n minus 1 plus 2. 4 maal met 'n n minus 1 plus 2 is presies dieselfde as wat ons het. So ons weet al klaar, okay, hulle, at least weet ons Zayn is al reg. So kom ons kyk gou vir Letty ook, want miskien is Letty ook reg. So kom ons gaan maal gou die hakies uit, okay? So wat ek sal gaan doen om my hakies te gaan uitmaal, so my Tn chill daar uit, dan sê ek 2 plus, kom ek maal my 4 in, ek kry 4n minus 4, so my Tn kry ek as 'n 4n minus 2. En dit is presies wat Letty ook gekry het. So hulle is albei reg. So ek het my algebra gebruik om te bewys dat Zayn reg is en dat Letty reg is. Hulle is albei presies dieselfde. Okay. Hulle sê nou hier vir my, bepaal die waarde van die 27ste term van die ry. So al wat ek doen, so term 27, so dan gaan check ek die 27 binne in die n se plek. En dan gaan tik jy dit in jou calculator in. So 27 maal met 4 minus 2 gee vir my, so term 27 is 106. Okay. Volgende sê hulle hier vir my, weer vir 'n lekker 5 punte. Hulle sê hier vir my, beskou die volgende ry en bepaal die ende term van hierdie ry. Presies wat ons nou moes gedoen het. Okay, so kom ons gaan kyk gou, ons bepaal die ende term. Ek kry eerste my verskil, so jy gaan sê 2, moenie daar 'n fout maak met tekens nie, 2 minus minus 3, gee vir my 'n 5. 7 minus 2, 5. 12 minus 7 is 'n 5, 17 minus 12 is 5, so ek kan sien my konstante verskil is 'n 5. Okay, nou wat ek gaan doen is ek gaan check om net in my formule in, my formule sê vir my Tn is gelyk aan A plus hakkies n minus 1 maal met 'n D. So ek sê Tn my A is 'n 5. Ekskuus, my A is 'n minus 3. Plus, ek weet nie wat n is nie. En my D is my difference, dis 'n positiewe 5. En nou gaan maal ek net die hakies uit. Wanneer jy die hakies gaan uitmaal, dan gaan jy hom kry as 'n Tn is gelyk aan 5n minus 8. Wat jy kan doen, onthou, jy kan dit met die shortcut gaan kyk om te sê, imagine hierdie voorste getalletjie. Sê net maar hier was nou nog 'n 5. Hierdie getal wat nou daar sou staan. Minus 3 minus 5 gee vir my 'n minus 8. En dis hoe ek daai minus 8 vinnig gekry het. So jy gaan sê jou Tn, jou ende term, of jou general term, jou algemene term, is 5 en dit beteken is my algemene verskil, gaan sit langs die n, en dan my voorste getalletjie. Okay. Dan sê hulle vir my, bepaal die waarde van die 52ste getal om op 'n 7 te eindig. Right, so hierdie is nou so 'n bietjie 'n interessante weergawe. So wat veilig is met hierdie, né?
is, gaan bepaal altyd eers 'n nuwe patroon. Dis die veiligste om met patrone te werk, kry vir jouself 'n nuwe patroon. So ons kan sien hierso, ons het -3, 2, so 'n patroon is 'n 7. Okay, so ons wil die 52ste getal om op 'n 7 te eindig. So dit sê vir my, hier is die eerste getal wat eindig op 'n 7. Dan het ek die tweede getal wat eindig op 'n 7. Ek bepaal 'n volledige nuwe patroon. So kom ons kyk gou, dan die volgende enetjie gaan wees 27. Dan is dit 37 en dan so aan. So hier is die eerste getal om te eindig op 'n 7. Die tweede getal, die derde getal, die vierde getal. So jy kan sien hierdie vorm sy eie lineêre getalpatroon. Ek het 'n konstante verskil van 10. Okay. So wat ek gaan doen is ek gaan sê Tn, ek gaan nou sommer my vinnige shortcut gebruik, is om te sê ek vat my konstante verskil, so 10n, en imagine hier was 'n getalletjie hiervoor, dan sou ek sê 7 minus 10 gee vir my 'n -3, en daar het ek my antwoord gekry. Daar is my Tn. So hulle sê nou net vir my bepaal die waarde van die 52ste getal, so ek soek net term 52, en dan sê ek 10 term 52 minus 3, en die waarde of die value is altyd jou Tn, so ek sê 10 maal met die 52, minus 3, so dit is 517. Ek sal sê dit sal maar die vinnigste manier wees, of vir my die maklikste manier om dit te doen. Okay. So, volgende enetjie is 'n bietjie leerwerk. Hierdie inligting is in julle opsommings. Hulle sê vir my, daar's 'n steekproef met komplementêre gebeurtenisse. So wat jy moet weet van komplementêre gebeurtenisse, dit sê vir my, saam gee hulle vir my 1. Dis al wat jy eintlik hoef te weet. Daar is 3 maniere hoe mense dit kan gaan skryf. Ek het dit vir jou in die opsommings al 3 maniere gegee, maar hulle sê hier vir komplementêr P van S plus P van T gee vir my 'n 1. Okay, dan skryf neer die waarde van P van T. Ek het vir jou 3 maniere gegee. So wat jy kan gaan doen is jy kan gaan sê, oordat ek weet dis komplementêr, en hierdie is in jou notas, om te sê P van S plus P van T weet ek is 1. Die ander manier om dit te skryf is om te sê, wel, okay, P van S plus P van nie S moet ook 1 wees, okay? Want alles wat nie S is nie, moet dan van T wees. En dan die laaste manier is om te sê, P van S aksent is gelyk aan 1 minus P van S. Al wat ek eintlik gaan doen het, ek het hom nou maar net oorgevat. So wat ons kan gaan doen, en ons kan daai gedeeltetjies gebruik nou met 'n T. So jy kan hom net gaan vervang met 'n T ook as jy wil. Okay. So hulle sê bereken die waarde van P van T, en hulle gee hierso vir my P van S aksent. Okay. So mens kan eintlik al sien wat dit is. Jy hoef nie die berekeninge te wys nie, want dit is net vir 1 punt. So wat ons hierso kan doen is om te sê, okay, hulle sê skryf neer die waarde van P van T. So as ek vir P van T het of soek, as ek vir P van S het, dan kan ek nou net gaan sê 1 minus. Maar kyk, jy gaan jouself so 'n bietjie dubbel werk doen. Hulle gee vir my P van S aksent, sien julle dit? Hulle gee vir my die P van nie S. Hulle sê P van nie S is 0,33. So eintlik wat jy hier kan gaan doen is, wel, kan dit baie vinniger doen, maar okay, kom ons sê dan, sê nou maar jy wil uitwerk wat is P van S. Dit is dan 1 minus 0,33. Dan kry ek vir P van S as 'n 0,67. So as ek vir P van S het, is 0,67, al wat ek gaan doen om dan vir P van T te kry, dan sê ek weer net 1 minus die 0,67. So dan kry ek hom weer vir P van T, so ek gaan hom sommer met daai metode doen, is om te sê, okay, so P van T, weet ek dan is 1 minus P van S, en dit is 1 minus 0,67 en dan sit 0,33. So jy kon dit baie vinniger raak gesien het. Wat ek bedoel het is om te sê, hulle sê P van nie S is 0,33. Dit beteken alles wat nie deel is van S nie, is 0,33. En hulle is komplementêr, so die enigste ander ding wat dit kan wees is dan P van T. Daarom weet ek die P van T moet dan komplementêr, of moet dan die 0,33 wees. Okay.
Hier sê hulle vir my nog 'n waarskynlikheid. Hulle sê vir my daar's 'n opname en jy kan eers pause en dit self doen. Om uit te vind hoeveel mense is die laaste 5 jaar met TB gediagnoseer. Okay, so kom ons kyk. TB en HIV. So ons gaan teken my blokkie. Ek het my blokkie, ek maak my 2 sirkeltjies. Dan het ek my TB en ek het my HIV. Okay. Hulle sê, onthou asseblief met hierdie, ek gee nie om in watse volgorde hulle dit vir jou gee nie. Jy gaan begin altyd jou wennie in die middel of aan die buitekant. Hulle sê 51 mense het geen van die siektes gehad nie, daarom sit ek my 51 aan die buite. Okay. Hulle sê vir my hulle het 180 inwoners gehad wat hulle die toets mee gedoen het. As jy nie daai S is 180 neerskryf nie, dan verloor jy daai punt. Hulle sê, okay, 30 mense is met beide. So ons vat hierdie 30 aan die binnekant. Hulle sê 69 mense was positief vir HIV, so ons sê 69 minus daai 30. Jy moet minus daai 30. Okay? Dan kry ek 'n 39. Dan kry ek X mense is gediagnoseer met TB, maar jy moet sê X, want hierdie hele stukkie represent die X. So dan is dit X minus die 30 en daar is my Venn-diagram. Okay. Nou vra hulle vir my, hoeveel mense het slegs TB opgedoen? Hulle sê basies vir my bereken nou vir X. So wat ek gaan doen, ek gaan sê daai plus daai plus daai plus daai is gelyk aan jou 180. So my vergelykingkie sê X minus 30 plus 30 plus 39 plus die 51 saam is 180. Okay. So nou gaan kyk ons gou hierso, ek gaan sê 180 minus 30 plus 30 kanselleer mekaar lekker uit. So ek sê minus 39 minus 51, ek kry my antwoord vir X as 'n 90. Okay, so kom ons gaan kyk. As X 90 is, dan is daai hele stukkie 60. So ek kry hierdie as 60 en jy kan gaan toets. Is 60 plus dit plus daai vir my 180 en dan weet jy of jy reg is. So hulle sê vir my hoeveel mense het slegs TB? So dit was 60 mense. Okay. Dan sê hulle vir my bereken die waarskynlikheid. In die oomblik wat jy hoor waarskynlikheid, dan dink jy op iets. Dat 'n persoon wat willekeurig gekies word slegs met TB gediagnoseer word. So dit is 60 bo-op my 180, jy check dit in jou calculator in, jy kry 'n mooi 1 op 3. Altyd waarskynlikheid op iets. En dan sê hulle bereken die waarskynlikheid dat hulle met geen van die 2 siektes gediagnoseer word nie. Met geen, dis die 51, so ek kry 'n 51 bo-op 180, check dit in jou calculator in en ek dink jy kry hom net so. Hy bly, hy vereenvoudig mooi, na 17 op 60. Okay, dis hoe mens daai tweeetjies doen. Okay, laaste patrone vraag net gou van hierdie. Ek dink dan het ons tot daarmee basics gecover. Hulle sê hier vir my beskou hierdie patroon. Boom. Okay. Skryf term 4 en term 5 van hierdie getalpatroon neer. So die eerste ding wat ek sal gaan doen is om actually die patroon te gaan bepaal. So kom ons gaan kyk gou wat is my patroon. So ek sien ek het 'n konstante verskil, onthou jy sê 2 minus 1, so dis 3. 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is 3 en dan gaan dit so aan. So ek kan sien die volgende getalletjie, ek plus net heeltyd 3, gaan wees 11, so term 4 gaan 11 wees, en term 5, dan plus ek net weer 3, gaan dan 14 wees. Okay, nou vra hulle vir my, bepaal die algemene term van hierdie ry. Hierdie Tn, ek gaan hom sommer weer op die shortcut doen, om te sê Tn is gelyk aan, ek vat my konstante verskil, so ek sê 3n, en dan imagine daar was 'n getalletjie daarvoor, so ek sê minus 1 minus 3 is minus 4. As jy bang as jy maak 'n fout met dit, gaan skryf jou Tn, jou A plus en min 1 mal D formule neer, en maal die hakies uit. Okay. En hulle sê, bepaal die waarde van die 33ste term, so al wat jy daar gaan doen, term 33, wat is jou waarde? Jy gaan check dit letterlik net so in jou calculator in. So ek sê 3 maal met 33 minus 4
So term 33 kry ek as 98. Okay. Nou wat ek gaan doen is, hulle vra vir my, hoeveel terme is daar in die ry, indien die laaste term 116 is. Hulle vra eintlik vir my, term hoeveel se waarde is 116. Hulle gee die waarde, hulle gee my TN. So al wat jy nou gaan doen, is jy gaan sit jou 116 in die TN se plek. So ek gaan sê, 116 is gelyk aan 3N minus 4. So ek sê 116, ek vat my 4 oor, dan plus hy, ek gaan deel deur met 3, dan kry ek my N as 40. So dit sê vir my term 40, se waarde is 116, so daar is 40 terme in hierdie ry. Ok, dan een van my ultimate favorites, ek love it as hulle dit vra. Hulle sê vir my, 'n lineêre getalpatroon, so dit is lineêr, so ek weet al klaar, dis 'n konstante verskil, word hierdeur voorgestel. Ok, bepaal die waarde van x en die numeriese waarde van term 3. Ok, numeriese waarde is net 'n numerical value, so wat is die actual waarde? So, wat ons gaan doen, ek gaan bepaal eers my patroon. Daar is term 1. Hier is term 2, moet asseblief nie van julle hakies vergeet nie. Ok, en nou gaan kyk ek. Ons weet mos dit die eerste verskil. So hierdie eerste verskil sê vir my term 2 minus term 1. Ek het mos gesê, dis altyd die regs minus die links. So ek gaan hom hierso net onder doen om te sê 3x plus 2, daai ene, minus daai een. En hakkies asseblief minus 'n hakkie x plus 3. Dus daai hakkies is crucial. Kom ons gaan werk hom uit, dan kry ek 3x plus 2 minus x minus 3, dan tel ek appels en pere by mekaar, dan kry ek hom as 'n 2x minus 1. Ok. Volgende enetjie sê dit vir my term 3 minus term 2. So dit sê vir my is 6x minus 1 minus 'n hakkie 3x plus 2. So ek sê 6x minus 1 minus 3x minus 2. Ek kry 'n 3x minus 3. Ok. En nou, oordat ek weer is 'n konstante eerste verskil, want dis lineêr. Nou weet ek dat hierdie twee eerste verskille presies dieselfde moet wees. So ek weet die 2x minus 1 moet dieselfde wees as die 3x minus 3, en dit is my hele vergelyking. So ek sê, daai een moet dieselfde wees as die ene. En dan sit 'n lekker vergelyking. Ek gaan my om oorvat, dan minus hy, dan kry ek hom om te sê x, en dan minus 1 plus 3, gee vir my 'n 2. So ek kry my waarde vir x as 2. En al wat ek gaan doen vir my derde term, is om te sê, ek vat my derde term, hier is my derde term, en dan maak ek my x net 2. Dan sê ek 6 maal my 2 is 12, 12 minus 1 is 11. So term 3 se waarde is dan 'n 11. Ok, ek dink dit cover darm die basics.